Dis Palm Sondag. Ons het die week opgetel saam met Johannes 12, 6 dae voor Paasfees. En Paasfees wat nou donderdag plaasvind, en dan volg ons dit al die pad deur tot Sondag. En Jesus was in die woestyn, en hy is uit die woestyn uit na sy vriende toe, Lazarus hulle, en hy tyd spandeer met hulle. Gister was die Jode se Sabbat, so ons lees niks in die Bybel nie. Ek het nie 'n Hebreë uitgestuur nie, want ons lees niks nie, dis net stil. Niks werk word gedoen nie, niks word gedoen nie, dis net sit en vertoef en dink aan God. En ek wonder, dis Jesus se laaste aardse Sabbat as 'n mens, en mens wonder wat het Jesus gedoen op daai Sabbat. Ons weet hy was by sy vriende, ons weet hy was by Lazarus hulle, weet nie of hy na die lokale kerkie of sinagoge toe was nie, maar ons weet nie wat het daai dag gebeur nie, maar ons weet dit was die dag van stil word voor God. En vanoggend vroeg word Jesus wakker, 10:01 maak Martha vir hom 'n lekker ontbyt, want dis wat Martha sou gedoen het, en 10:01 het Maria sy hempie gestryk, en ek weet nie, ietsie vir hom gedoen nie, miskien, ek weet nie, 'n blommetjie gegee, ietsie moois gedoen wat alles mooi maak. Martha maak die kos, Maria maak alles mooi. Lazarus was sy vriend, en daar gaan hulle. Omtrent almal uit die dorp uit is saam. 'n Groot prosessie mense is uit hierdie dorpie van arm mense, want dis wat die dorpie se naam beteken, arm mense. So kom Judas so te kere gegaan het, toe sy die olie op Jesus se voete uitgooi, want daar was baie arm mense in daai gebied. En Jesus gaan uit 'n arm gebied uit na een van die rykste gebiede, Jerusalem, en hy gaan triomfantlik daar ingaan. Jesus gaan sy week begin, sy week van swaar kry en lyding. En ek wil die storie optel, en ek wil begin by Exodus. Ek wil basies 2 goed doen vandag, net vinnig. En asseblief wees met my en saam met my. Ek wil begin met die Ou Testament en die heel eerste Paasfees. Die heel eerste keer toe God die opdrag gee dat hierdie week gevier moet word. Dat hierdie week heilig is, want dis 'n herdenking aan iets wat ons as Christene net so vergeet, omdat ons elke Sondag in die kerk sit en ons vergeet soms hoe belangrik dit is om te onthou dat baie Christene begin om te laat gaan, hulle vergeet. En ek tel die storie op in Exodus 12. Exodus 12, die opskrif is die eerste Paasfees, en ek lees vir julle 10 dinge, 10 beginsels wat ek wil hê julle moet hoor soos dit hier uitkom voordat ons aanbeweeg. Kom ek probeer vinnig daardeur gaan. Ek lees vir julle uit Exodus 12. Terwyl hulle nog in Egipte was, so julle weet waar die storie optel, né? Hulle was slawe vir 400 jaar na Josef, en vir 400 jaar is hulle net slawe. Dis ons. Slaaf aan sonde, slaaf aan hierdie wêreld, totaal en al gebroke, verwyder van God. Daar's geen verhouding tussen ons nie. Die loon van die sonde is die dood, en ons is verslaaf aan sonde en kan niks doen om in die hemel te kom nie. Daar is niks wat die Jode kan doen om weer hulle posisie terug te kry nie. Hulle kan nie eers teruggaan na Kanaan of die beloofde land toe nie. Hulle kan nie so toe gaan nie. Hulle is magteloos om in die beloofde land in te beweeg. Dis die wêreld vandag. Dis die simboliek van alle mense vandag. Hulle bevind hulle self hier. Terwyl ons nog vasgevang is, slawe was in sonde in Egipte. Egipte is sonde. Het die Here vir Moses en Aaron gesê, terwyl jy 'n sondaar was, het die Here vir jou gaan sterf. Terwyl jy in jou sonde woed, het God jou lief gehad. Terwyl hulle in Egipte was en deel was van al hierdie praktyke, het die Here vir Moses en Aaron gestuur en gesê, hierdie maand sal van nou af, en dis nie die begin van die jaar vir die Jode nie. Nisan is nie die eerste maand op hulle kalender nie. En God doen dit as prins. Hy sê hier in die breek van jou routines, stop. My heilig is nie jou heilig nie. Jou begin is nie my begin nie. Maak hierdie 'n geestelike begin. God sê, hierdie moet anders wees. Hierdie is nie 'n begin van 'n nuwe jaar nie, hierdie is die begin van 'n geestelike beweging in jou lewe. En God sê, hierdie maand sal van nou af die belangrikste maand vir julle wees. Die nuwe jaar moet met hierdie maand begin. Baie interessant. Nou, ons is nie onder die wet nie, moet my verkeerd verstaan nie. Ek
Wil jy nie 'n wet op julle gooi nie? Wat is die geestelike beginsel agter wat God hier sê vir ons, die nuwe Israel, die nuwe Jerusalem? Wat sê hy vir ons? Hy sê, jou jaar moet begin met hierdie storie. Hierdie storie is die begin van jou hele jaar. Jou jaar gaan gebou word rondom hierdie week en wat ek hierdie week doen. Verstaan jy dit nie? Hoe jy hierdie week eer, is hoe jy jou jaar gaan beweeg. Geestelik gesproke. Natuurlik, het hoef nie hierdie week nie, maar wat hierdie storie moet deel wees van jou bestaan as 'n Christen. Julle moet vir al die Israeliete die opdrag gee, dat elke gesin op die 10de van hierdie maand vir hulle 'n lammetjie in die hande moet kry. Vandag is die 10de. Vandag, gebaseer op die week, is die 10de Nisan. Sondag, die dag na die Sabbat. So jy gaan kerk toe, jy hou jou Sabbat, dit word donker, jy gaan in jou huis. Die son kom op, onthou, hulle dag is aand en dag. Nee, dit was nag en dit was dag, dit was die eerste dag. So die 10de Nisan begin in die aand, maar dit is donker, julle sit as 'n gesinnetjie en eet kos en besluit, watter lammetjie daar buite, wat daar buite slaap, gaan julle môreoggend kies. Die kinders is 10 en daarbey betrokke, die pappa gaan uit, sodra die son opkom op die 10de Nisan, die middel van hulle dag nou maar, want die aand is verby. Dan stap die familietjie uit en hulle kies 'n jaar ouer rammetjie, 'n mannetjie, lammetjie, 'n rammetjie, okay? 'n manlike skaapie, lammetjie kies hulle, sonder gebrek, sonder fout, beautiful, skoon, die mooiste oulikste enetjie wat die mooiste smile vir jou dogtertjie, kies jy en jy bring hom in jou huis in. Nou ons bring nie meer skape in ons huis in nie, ons is nie onder die wet se praktyk nie, maar ons is onder die wet se doel. Die simboliek bly staan al die pad tot in Openbaring. Die lam is in Openbaring. Die lam wat ingenooi word vir die kerke is in Openbaring. Die lam wat ingenooi was is daar en dis daai lam wat die seels oopmaak. En so die lammetjie word ingenooi in jou huis in. Ek wonder hoeveel Christene spandeer hierdie tyd van herinnering om in te nooi, om net ergens ietsie stil te word, om net ergens ietsie anders te doen en net te sê, Here, besonders wil ons nou stil staan as 'n begin van 'n geestelike beweging en sê, dankie dat U in ons huis die hele jaar was en hierdie volgende jaar sal wees. Nooi die lammetjie in, dis so mooi. Okay, gaan aan. As daar te min mense is, hierdie is mooi. As daar te min mense in jou gesin is om 'n hele lammetjie alleen op te eet, moet hulle dit deel met 'n ander gesin in die omgewing. So wat's in hierdie? Evangelisasie. Evangelisasie. Daar is te veel Jesus vir jou om alleen op te eet. Daar is te veel aan Jesus om vir jou gesin alleen te sit en om alleen te geniet. Daar is te veel Jesus om jaar na jaar alleen kerk toe te kom of alleen by jou werk te gaan bid of alleen in jou skool te sit en in jou hart te glo jy is 'n Christen. Daar is te veel Jesus om op universiteit te sit en stil 'n Christen te wees. Jy moet inskakel want hy's groter en daar's mense wat die lammetjie nie het nie, nooi hulle ook in jou huis in. So jy nooi twee groepe in jou huis in. Die lammetjie en mense wat nie die lammetjie het nie. God en jou naaste. Waarop is die hele wet gebou? God lief te hê en jou naaste lief te hê. Dis Paasfees. Hê God lief en nooi hom in jou lewe in en dan sit jy en eet hom op. Nee, wie sit saam met jou? Is daar mense wat Jesus nie in hulle huise het nie? Nooi hulle in jou huis in. Wees soos Martha. Nooi hulle in jou huis, in jou kerk, in jou skool, in jou omgewing in. Ons moet weer die hart van evangelisasie ontdek as 'n kerk, as 'n globale kerk. Ons eet die lam alleen. En ons worry nie, ons is nie bekommerd oor die wêreld wat verlore gaan nie. Dit is so mooi dat dit ingebou is in die heel eerste Paasfees. Onthou dit, moenie dit afskeep nie, deel dit. Hy sê dit moet in verhouding verdeel word volgens die getal en behoeftes van elke gesin. Die eerste kerk in Handelinge het alles wat hulle gehad het, wat die Here vir hulle gegee het, onder mekaar gedeel volgens die behoeftes, sodat niemand te veel of te min gehad het nie. Dis nie 'n finansiële beginsel nie, dis 'n geestelike beginsel. As jy vriende in jou lewe het en jy het baie van Jesus en hulle het min van Jesus, wel dan doen jy nie jou vriendskap reg. Kyk 'n bietjie hoe jy jou Christendom kan laat uitbloei na hulle lewens toe. Wees slim, wees kreatief, dink 'n bietjie daaroor. Hoe kan jy meer van die Jesus wat jy het vir hulle gee?
Dis die beginsel van Paasnaweek wat meeste van ons miskyk, want ons wil net dit vir onsself vier, maar dis daar. Dan sê dit vers 5. Dit moet 'n rammetjie wees uit die skape of bokke, want skape was baie duurder as bokke, so arme mense is ook welkom, bokkies wat 'n jaar oud is en waarmee daar niks verkeerd is nie. En dit is heilig. Julle verstaan dit, dis heilig, Jesus is heilig, daar's nie sonde in Jesus nie. Hy is die heilige een wat in jou huis moet inkom om jou huis skoon te maak. Moenie vir die Here iets offer wat verkeerd is en dink dit is goed genoeg vir hom nie. Kom na hom toe opreg, moenie vals na hom toe kom nie. Hy sê julle trap my kerk vuil want julle harte is boos. Gemaak eers jou hart skoon en kom dan terug na my toe. Onthou die suurdeeg is verwyder uit jou huis uit. Alles wat sonde verteenwoordig, jy probeer om wees heilig, want die skapie in jou huis is heilig. Jy wil nie 'n vuil huis hê met 'n skoon skapie nie. En want die skapie is perfek. Okay, julle verstaan die beginsel, ek wil aangaan. Vers 6. Sorg vir die rammetjie tot op die 14de van die maand. So jy gaan slaap die 14de breek aan, maar dis nag, so niks gebeur nie, jy sit met die lammetjie, jy slaap. Daai dag wanneer jy opstaan, die middel van die 14de, tot op daai dag moet jy nog na die rammetjie kyk. Maar nou gaan iets gebeur wanneer jy wakker word, en dis moeilik, soos die jare verbygaan, want elke jaar gebeur hierdie. Die kinders sien glad nie hierna uit nie. Die kinders is vir die kinders 'n baie traumatiese ervaring, moet wees. Maar die beginsel slaan 'n kind diep, sodat die kind verstaan die prys van sonde. Die kinders verstaan, jy speel nie met sonde nie, jy slaap nie rond nie, jy doen nie verkeerde goed nie, jy vloek nie net, en drink nie net, en hou nie net partytjie nie. Hoekom nie? Want daar's 'n koste aan sonde. Die kinders sien dit. Elke jaar in hulle huis bou hulle verhouding met hierdie lammetjie. En vir 'n paar dae bekyk hulle die lammetjie, en speel met die lammetjie, en kyk of hy enige vlekkies het, en die pappa vertel stories oor die lammetjies. En dan as die kinders wakker word die volgende oggend, alhoewel daar dalk min geslaap word, weet pappa al klaar, hy roep sy kinders nader, en hy sê vir hulle, julle, dit is die 14de. Daar's 'n prys op sonde. Ons huisgesin het nie hierdie jaar gedoen wat die Here altyd gevra het nie, en die loon van sonde is dood. En daar word verduidelik vir kinders dat sonde is nie jou maatjie nie, iets gaan sterf. Dit moenie jy wees nie, want ek is lief vir jou, so ek sal iets anders in jou plek stuur. Dis hard. En so die 14de, elke gesin in Israel moet teen skemertyd, so as die aand, net soos dit begin donker word, want hulle doen dit die hele dag, maar vir dies wat sukkel om hulle kinders van die lammetjie af weg te kry, kan dit dalk langer vat, nê. Ek dink die bederfde kinders, die lammetjie word baie later in die dag geslag, maar ten minste teen skemertyd, voordat daai son ondergaan, moet die rammetjie geslag wees. Op die 14de, daai donderdag. As die son sak, so voor die volgende dag begin, moet die rammetjie dood wees. Was nie maklik nie. Hulle moet van die rammetjie se bloed dan vat en daarvan smeer aan die bokant en sykant van die kusyn, voor dit nog nag word, van die huis se voordeur waarin julle die lammetjie geëet het. Voordeur, dis jou hart, dis waarin Jesus gaan, hy gaan in jou hart in, dis hoe jy hom ingenooi het. En die bloed van die lammetjie moet op die deur, die voordeur van jou huis, nie die agterdeur nie, die voordeur van jou huis gesit word. Want vannag gaan iets gebeur. As die son sak, gaan hierdie dag 'n ander dag wees. Hierdie dag wat nou kom, Paasfees is nie 'n heilige dag nie. Die dag wanneer die lammetjies doodgemaak word is nie 'n Sabbat nie. Dis nie 'n dag wat jy nie mag werk nie, jy moet hard werk. Dit is nie 'n heilige dag nie. Maar as hy son sak, is dit die heiligste dag van die jaar. Wanneer daai son sak, Vrydag, Donderdag aand en Vrydag, is die heiligste dag van jou jaar, want God gaan iets kom doen, en is vreesaanjaend en wonderbaarlik op dieselfde tyd. God gaan dood en lewe demonstreer op die 15de Nisan. Hierdie Vrydag, Donderdag aand, Vrydagoggend. En so hy sê, maak seker die bloed is op julle voordeure, want iets gaan gebeur. In vers 11 sê hy, gaan van vers 11 af. Wanneer julle nou hierdie lammetjie eet,
hierdie aand, né? Nou sit jy hier, die son het gesak, die lammetjie het nou gebraai, hy was op 4, ek die versies wat ek geskiep het, sê jy moet hom braai op 4, nie kook in 'n pot nie, maak seker jy doen dit reg, en dan vers 11. Wanneer julle nou hierdie lammetjie eet, moet julle aangetrek wees om op reis te gaan. Pinkster kom. Nou, waar word 'n Christen? Jy eet Jesus, jy eet sy liggaam en drink sy bloed en jy doen die nagmaal en Jesus is deel van jou lewe. Tot watter doel? Tot watter doel is jy 'n Christen? As jy sê ek is 'n Christen, is jy aangetrek om te gaan, die wapenrusting. Wat is die skoene? Die bereidwilligheid om die evangelie te gaan uitdra. So as jy 'n Christen is, het jy jou skoene aan. Daar staan letterlik jou skoene moet aangetrek wees. Hierso, julle moet skoene aan hê en die kierie moet in julle hand wees. Hoekom? Skoene is gaan met vrede, kierie is sladdies wat jou weg. Okay? Kierie is om te beskerm, voete is om te gaan. Hy sê, as jy Paasfees gaan eet, trek aan. Want sodra jy 'n Christen word, gaan die Here jou stuur. Sodra jy 'n Christen is en jy geniet Paasfees, is dit nie hemel nie, dis Here, hier is ek, stuur my. Maar as jy nie aangetrek is nie, as jy gemaklik nou wil sit in jou pyjamas, party mense eet Paasfees in hulle nag in 'n pyjamas, nee. Kom ons gaan lê op die bank. Dis niks so lekker soos om te slaap na ete nie. Lekker slaapie op 'n Sondag na ete. Nie Paasfees nie. Paasfees eet jy, hoor hoe moet jy dit eet? Dis ook nogal baie interessant. Hy sê julle moet skoene aan hê en julle kieries moet in julle hand wees en dan sê hy eet die kos vinnig. Vir al julle mamas, eet stadiger, jy gaan 'n krop in jou keel kry, né? Nie Paasfees nie. Sondagoggend, as ons Sondag eet, né, en julle eet daai lam en julle skiet die uit en julle sê ek moet nou huis toe gaan, ek is haastig. Dis okay, jy's 'n Bybelse mens. Jy het die lam vinnig geëet. Okay, niemand moet met jou raas as jy Sondag baie vinnig eet nie. Nee, hoekom eet jy vinnig? Jesus sê die tyd is reg. Daar's 'n angstigheid in Jesus as hy met ons praat. Hy sê, julle nie angstig nie. Verstaan julle nie? Daar's iets om te gaan doen nie. Verstaan julle die ure is op hande nie. Wees haastig. Eet die lam, want iets gaan nou gebeur. En hoor, hoekom moes die Israeliete vinnig eet? Daar's nie tyd om te ontspan in jou Christendom. En eendag as ek ouer is, Petrus. Eendag as ek ouer is, Jesus sê, nee, jy moet dit nou gaan doen. Eendag as jy oud is dit te laat. Nou, daar's 'n haastigheid wanneer jy by Paasfees kom. Hoekom? Want die volgende vers, hy sê, eet die kos vinnig, dit is die Here se Paasfees. Dis vir jou, dis die Here se ding. Die Here gaan nou iets kom doen. Paasfees is voorbereiding vir die 15de. God gaan iets groots kom doen. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor hom. Sy wraak en sy genade. Hemel en hel. Dit gaan oor hom. Dis sy Paasfees. Nou hoor wat sê die volgende vers. Ek sal daardie nag, hier is vreeslik, deur hierdie sondige wêreld Egipte trek en in die land al die oudste seuns en die diere wat eerstegebore is, doodmaak. Die wraak van die Here bars los op sy heilige dag, die 15de. Eet vinnig, want hier kom wraak. Hier kom iets vreesliks. Dis nie 'n tyd om te jolly en plesier nie, dis nie 'n tyd vir groot feesviering soos ons dink nie. Vir hulle was dit 'n tyd van die wêreld gaan verlore. En dis hartseer. Hy sê hierso. Hy sê ek sal die gode van Egipte straf. Ek is die Here. Die sinnetjie wat hy reg deur Levitikus 19 as hy die wette vir ons gee, die mooi wette. Ek is die Here, doen wat ek sê. Ek is die Here, doen wat ek sê. Dis soos 'n pappa wat sê ek is jou pa, doen wat ek sê. Hy sê ek is die Here, ek gaan hierdie vreeslike ding doen. Vers 13. Nou kom die mooi gedeelte. Die bloed wat julle aan julle kusyne gesmeer het, sal vir my 'n teken wees. Hou daai woord 'n teken vas, ons gaan nou daaroor praat. Dit sal vir my, God, 'n teken wees dat julle in daardie huis bly.
As ek hierdie teken sien, sal ek daardie huis oorslaan. Die woord is pass by, pass fees, verby beweeg. As ek die teken sien, sal ek verbygaan. Die ramp wat ek oor sonde laat kom, Egipte laat kom, sal julle nie tref nie. Wow, dis wat ons Christene aan vaskleef, is daai sinnetjie. Die sonde van hierdie wêreld sal ek nie jou tref nie. Ek sal nie jou hel toe vat nie. Ek sal nie my wraak op jou uitoefen nie. Ek sal verby jou beweeg. Dit is die wonderlikste nuus wat enige Christen kan hoor en sien en glo. Paasfees, hy sal verby ons beweeg. Hierdie dag moet altyd gevier word, vers 14. Hierdie dag moet altyd gevier word as 'n dag van herinnering. Dit is 'n spesiale feesdag van die Here wanneer julle nageslag moet onthou wat hy gedoen het. Wat is die spesiale feesdag? Dis nie die dag wanneer jy die lammetjie vinnig eet nie. Dis die 15de, dis die Vrydag. Hoekom? Want iets spesiaals gaan gebeur. En elke dag na hierdie gebeurtenis, as julle dit vier, moet julle onthou, wat het ek vir julle gedoen op die 15de? So julle mag niks werk doen nie, julle gaan net fees vier. Die hele dag gaan julle onthou, toe ek sonde gestraf het, en julle nie gestraf het nie. Wat het ek vir julle gedoen, daai dag toe julle wakker word? En die Egiptenare lê dood, en almal huil, en almal is in traag, dis 'n geween en 'n gekners van tande. En julle het gelag, en julle was vol vreugde, want ek het vir julle vryheid gebring. En julle moet dit onthou, dat toe die wêreld gehuil het julle in vreugde gebaljaar. En dis hoekom hierdie is my dag. Dis niks wat julle gedoen het nie, hierdie het met my te doen. So vier nou fees, want dit is my spesiale dag. Ek het iets vir julle kom doen. Dis 'n spesiale feesdag van die Here, wanneer julle nageslag moet onthou wat hy gedoen het. En dan vers 31. Gedurende hierdie selfde nag, so die 15de, want dit begin in die nag, die 15de Nisan, daai aand, toe hulle vinnig die skapietjie eet en toe in die bed gaan klim, of daar sit by mekaar en huddle, daai selfde aand nog, het die Farao Moses en Aaron geroep, maak dat julle wegkom, het hy geskree. Julle en al die Israeliete moet pad gee van my volk af. Gaan, dien die Here soos julle wil. Dis die mooiste woorde. Wat die vyand van jou siel, die duiwel aan wie jy behoort as gevolg van jou sonde, kan uitskree oor jou, wanneer die bloed van die lam aan jou deurkusyn is, en die duiwel besef, hy het geen hou vas op jou nie, en hy sê, maak dat jy wegkom, gaan dien jou Here, hierdie bloed kan ek niks meer doen nie, gaan dien die Here soos jy wil, kom weg van my af. Wow! Wat 'n asemrowende rede om fees te vier, wanneer die vyand van ons siel sê, maak dat jy wegkom, gaan dien jou God. Wow! Hy het geen meer hou vas op ons nie. Die bloed is teen hom. Ons kan ons Here gaan dien soos ons wil. Ons kan God gaan dien soos ons gevra het ons wil. Ons is vry van die sonde van die Farao. Dis die eerste Paasfees. 10 beginsels wat ek vir julle daar neergeskryf het. En ek wil nie tyd daarop spandeer, ek wil net vir julle sê, Lukas 23 verduidelik weer, hoekom is hierdie spesiale dag vir die Here so spesiaal, Vrydag? Hoekom is Vrydag so spesiaal vir die Here? Jesus is dood, die lam is gekruisig, en nou doen God sy werk. Hoekom is dit belangrik? Want hel en hemel word op hierdie dag beleef. Jy verstaan, party mense aanvaar nie die lam nie, en daar's 'n prys om te betaal, en ons wat die lam aanvaar, daar's 'n loflied om te sing. Dit is 'n dag van diepe sin, dis 'n heilige dag, dat God hierdie twee goed doen. Levitikus 23 verduidelik dit so. Hy begin in die hoofstuk om die Sabbat dag te verduidelik, hoe belangrik is dit om te rus, en te dink aan alles wat God gedoen het. Maar dan in vers 5 draai hy na Paasnaweek toe, en hy beskryf 'n belangriker dag as die Sabbatdag. En hy sê, die Paasfees van die Here
begin teen skemer op die 14de dag van die eerste maand. Soos hy son sak, nee, en die dag van die Paasfees begin die fees van die ongesuurde brood. Ongesuurde brood is heiligheid. Dit is 'n simbool van sonder sonde wees. Hemel. In die hemel is daar nie sonde nie. Dis 'n fees van hemel toe gaan. Dis 'n fees vir almal wat aan die Here behoort en op pad is hemel toe. Dis 'n fees van ongesuurde brood, van heiligheid. Die fees van die Here hou vir 7 dae lank aan en gedurende die tyd mag jy net brood eet wat gemaak is sonder suurdeeg. Herinner jouself om heilig te wees. Herinner jouself dat sonde mag nie in jou lewe wees nie. 7 dae lank onthou jy, jou huis moet skoon wees. Op die eerste dag van die fees, so dis die 15de, Jesus is dood, en jy word wakker, dis die eerste dag van die ongesuurde brood. Nou is heiligheid vir jou 'n belangrike opsie, nee, nou is 'n belangrike beginsel. Nou sê hy, op hierdie eerste dag van hierdie fees, die fees van ongesuurde brood, na die Paasfees verby is en jy die lammetjie geëet. Op die eerste dag van hierdie fees moet die hele volk ophou werk en vir 'n heilige byeenkoms bymekaar kom. So ergens kom daar in jou Paasfees se tyd wat jy stop en sê, hemel en hel, Egipte en Israeliete, dood en lewe. En jy raak stil op die dag van die Here en jy onthou, elkeen sal veroordeel word volgens sy keuses en besluite. En die wêreld moet daai storie hoor. Dis sy storie en dis sy heilige dag. En ons moet tydens hierdie Paasfees dink daaraan. Daar is hemel en daar is hel. OK. So, op die 10de bring jy die lammetjie in, dis Jerusalem, dis jou hart. Op die 11de tot die 13de ondersoek jy die lam, jy bedink die lam, dis Matteus 21, 22, 23, dan vra hulle Jesus vas. Wat van dit? Wat van dit? En jy gaan lees in Matteus, hy sê, hulle het hom gevra om hom vas te vra. Hulle ondersoek hierdie lammetjie om te kyk of hy 'n fout het. Hulle wil kyk of hierdie Jesus 'n fout in sy lewe het. Hulle wil hom vasvra sodat hy gediskwalifiseer word as die lam vir Israel. En die hele proses van Jesus, elke dag as hy is Jerusalem toe gaan, dan ondersoek hulle hom. Vra hulle hom vas. Probeer hulle vir hom vra. En so daar's 'n proses in jou tyd van Paasfees waar jy vra, wie's jou Jesus? Dien jy die ware Jesus? Het jy al Jesus ondersoek in jou lewe? Is dit die ware Jesus wat in jou huis is, of een of ander godsdienstige Jesus wat jy opgemaak het vir jouself? Is dit die Jesus wat hard is en sag is terselfdertyd? Watter tipe Jesus het jy in jou huis ingenooi? Want in die 11de tot die 13de ondersoek jy die lam. Dan die 14de offer jy die lam. Dis nagmaal. Bloed en liggaam. En jy sê, hierdie lam is vir my goed, hy's heilig, en jy nooi hom in jou lewe in. En jy word 'n Christen. En dan die 15de, maak jy reg om te gaan. Ek gaan nou gaan sonder sonde. Ek gaan mekaar lief hê, soos hy ons lief het. Die een opdrag wat hy vir sy disippels gee voor hy sterf is, julle gaan nou van my liggaam eet. Hier's julle opdrag. 'n Nuwe gebod gee ek jou. Gaan. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. En so wat is die beginsel van die 15de? Daar is mense wat hel toe gaan. Daar is mense wat sonder Jesus doodgaan. Gaan na hulle toe. As hulle nie luister nie, wel stof jou voete af as jy dink die tyd is reg of wat ook al, en gaan na die volgende een toe. Maar gaan. Moenie hom vir jouself hou nie. Die 15de is sy dag. Vertel mense daar's 'n keuse om te maak. Daar's 'n keuse om te maak. Johannes 1 sê, kyk, daar is die lam van God, Johannes die doper. Kyk, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld gaan wegneem. Dis die Paasfees storie, né? Daar's die lam, ondersoek hom, hy gaan sterf om die sondes weg te neem. Kyk wat doen Petrus se boetie en Andreas, kyk wat doen hulle direk na Johannes sê, daar, ondersoek daai lam, gaan ondersoek daai lam. Kyk wat doen die eerste 2 disippels. Hulle was disippels van Johannes die Doper. Die Bybel sê in vers 37. Johannes die Doper se 2 disippels. Het Johannes dit hoor sê en het dadelik Jesus begin volg. Gaan, daar's die lam. Dis Paasfees wat plaasvind.
Ons moet vir mense vertel, daar's Jesus, volg hom. Dis hoe dit lyk om 'n volgeling van Jesus te wees, dat hulle wegbeweeg van ons af en na Christus toe beweeg. OK. Nou, ek wil draai en net eindig met hierdie, Matteus 21. So in Matteus 21 sien jy die Palm Sondag storie. So julle het nou verstaan wat Paasfees is en hoekom dit so belangrik is. Nou, op die dag wat die lammetjie in die huis moet inkom, dieselfde dag vir die Jode, wat almal nou 'n lammetjie gekies het, op daai dag kom die lammetjie na Jerusalem toe. Niemand van my sê hoe hulle het Jesus het dit moeilik gemaak. Niemand kon verstaan wat Jesus bedoel het nie. Die simboliek was so dik, dat hy wat wou sien, sou sien. Maar hulle wou nie sien nie. Hulle het iets anders in hulle gedagtes gehad en hulle wou nie terugstaan en sien wat God sê nie. Hulle wou net gehad het God moes doen wat hulle wil hê. Hulle kon nie terugstaan en sien wat God doen nie. As Jesus wat teruggestaan het dit duidelik gesien. En die grootste deel, Matteus 21, Jesus kom nou op sy donkie, ek skiep al daai stories, dis baie mooi, maar dis 'n preek vir 'n ander tyd, en Jesus klim op die donkie en hy ry na Jerusalem toe. Vers 8. Die grootste deel van die skare het hulle boklere op die pad voor Jesus oopgegooi en ander het takke van palmbome afgekap en dit oor die pad gestrooi en gewuif. Met Jesus in die middel van die optog het die skare begin uitroep: Prys God vir die seun van Dawid. Geseënd is die een wat kom in die naam van die Here. Geseënd is die een wat kom in die naam van die Here. Weet julle hoeveel mense noem hulle self Christene en hulle sê hulle ken die naam van die Here? Nou ek wil hê jy moet verstaan wat vandag plaasvind. Bokke en skape word geskei. Want hierdie mense wat sing Hosanna, Hosanna, wat beteken red ons, hulle ondersoek Jesus, en 4 dae later skree daai selfe mense, kruisig hom, daai lam is nie vir ons goed genoeg nie. Hy gaan nie vir ons doen wat ons wil hê nie. Hy gaan nie my kanker wegvat nie. Hy gaan my nie 'n verhoging in my salaris gee nie. Hy gaan nie my elektrisiteitsrekening betaal nie. Hy gaan nie my kind nie. Hy gaan nie my dit nie. Hy gaan nie my vrou nie. Nee, hierdie Jesus kan niks vir my doen nie. En hulle diskwalifiseer Jesus, omdat Jesus nie aards kom doen wat hulle soek nie. Dit wat hulle voorbid, kry hulle nie terugvoering op nie. Hy het blinde oë oopgemaak, maar hy wil nie my blinde oog oopmaak nie. Nee. En so hierdie mense skree uit, Hosanna, seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. En hoor wat wil die Bybel jou aandag optrek, want dalk is jy een van hierdie. Die volgende sinnetjie moet hard in jou maag slaan. Want hoor wat vertel die Bybel vir jou, begin die mense toe vir mekaar sê, toe Jesus in die hart, in die stad, in jou lewe inry. Hoor wat staan hier. Vers 10, volgende vers. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in beroering. Ja, dis so wonderlik. Die kerk is propvol, jy weet, Paasnaweek. Soos Rivers hoor ek het so 7 dienste en dis net mense kom net kerke toe en dis net jy weet, dis Palm Sunday, dis wonderlik. Mense is in beroering want is Paasfees. Hulle het mekaar toe begin vra. Hoor nou hierso wat wil die Bybel jou wys. Wie is hierdie man? Wat 'n beroering maak julle hier? Wie is hierdie man? En weet julle wat antwoord meeste van die Christene, die meeste mense wat palmtakke waai en Hosanna, seun van Dawid. Weet julle in wie se naam, die een wat kom in die naam van die Here? Weet julle wie's die een wat kom in die naam van die Here? Hier's hulle antwoord. Hierdie skare wat sing Hosanna. Hulle antwoord toe. Hy is Jesus, die profeet uit Nasaret in Galilea. Hy is Jesus, 'n profeet. Dis nie wie hy is nie. Dis nie wie Jesus is nie. Dis nie wie Jesus veronderstel is om te wees vir jou nie. As jy Jesus nog 'n profeet uit Galilea noem, weet jy nie wie hy is nie, want die Messias was nie 'n profeet uit Galilea nie. En so almal wat sê hy's 'n profeet uit Galilea, herken hom nie as die Messias nie. Hy's nie die een wat hulle sondes gaan kom wegvat nie. Hy's 'n morele prediker. Hy's 'n profeet wat praat namens so sê die Here, hou op rook. Okay. Hy's soos hierdie morele teacher wat vir jou leer om 'n beter mens te wees en hoe om met jou geld te werk en hoe om jou huwelik beter te maak. Ons gebruik hom om ons lewens
meer suksesvol te maak in elke dimensie, sodat ons lekkerder lewens hier het en ons best life now kan beleef. Hy's 'n profeet wat namens God praat, dat ons die wet beter kan verstaan. Dis nie hoekom hy gekom het nie. Dis nie wie hy is nie. Hy is nie 'n profeet uit Galilea nie. Wat sê die kerk vir die wêreld as hulle sê, wie is hierdie Jesus wat julle op Paasnaweek vier? Wel, ek weet nie, hy op sonde doen, leef so, doen dit, gee geld, keep tiende, maak die kerk ryk en dan miskien. En hulle verstaan nie wie Jesus is nie, hulle ken hom nie. Jesus sê, ek ken julle harte, julle ken my nie. Oppas, die vraag is, wie is hierdie man? Wie is hierdie man? Wie is hierdie man? Jesus het die tempel toe binne gegaan. Nou, in my logika het hierdie maandag gebeur, dit het 10:10 vandag gebeur, want vandag word die huis skoongemaak van ongesuurde brood, want die lammetjie is in, en dan mag nie ongesuurde brood in jou huis wees nie, suurdeeg in jou huis wees nie, maar vir die doel van die ritme, gewoonlik vier ons maandag, waar Jesus die tempel skoonmaak. Maar ek wil hierdie met julle deel, want is belangrik. Is julle nog oké, is julle met my? Is baie lering, is baie goed, maar hou vas, want is groot goed, en mens probeer dit altyd indruk in 'n paar sondae. Jesus het tempel toe gegaan, en al die handelaars, en hulle kliënte, uitgejaag. Hy stap in jou huis, in jou lewe, in jou kerk, in jou dorp in, en hy jaag, en veroorsaak chaos, en jaag mense, en gooi dinge omver. Dis die eerste ding wat hy doen. Dis die eerste ding wat die Bybel sê hy doen, toe hy in Jerusalem instap. Ja, ons was mal oor jou! Ek wil 'n Christen wees! Baie vinnig gaan julle daai lammetjie verwerp. Wanneer hy begin om tafels in jou lewe om te gooi, want daar's sonde in jou huis, en hy wil daarmee afreken, hy wil die suurdeeg uitkry. En hy het die tafels van die bankiers, en die hokkies van die duiweverkopers, onderste bo gegooi, en vir hulle gesê, hierdie is nie mooi nie, en vir hulle gesê, daar staan in die skrif geskryf, my huis is bedoel om 'n huis van gebed te wees, maar julle het daarvan 'n rowersnes gemaak. Wat maak jy met jou lewe as 'n Christen? Jy nooi Jesus in jou lewe in en jy dink jy kan net aangaan soos die res van die wêreld? Jy dink jy kan net leef vir rykdom en sukses en security? Jy dink dis al, jy dink dis jou fokus van jou godsdiens? Jy mis so ver die punt van hoekom die lammetjie gekom het. Dit is so gevaarlik. Dit is so gevaarlik. Ek wil vir julle ietsie wys, wat nogal belangrik is om raak te sien. En ek wil julle moet dit nooit vergeet nie. Exodus 13:16. Ek gaan vers 8 en 9 ook net vir julle lees, maar ek wil julle moet fokus op vers 16. Maar hoor wat sê vers 8 en 9 van Exodus 13. Julle moet op die dag, dis nou Paasfees, julle moet op die dag van die fees aan julle kinders vertel waaroor dit gaan. Julle moet vir hulle verduidelik. Ons vier fees oor wat die Here vir ons gedoen het toe ons sondaars was. Toe ons in Egipte was. Wat is dit? Dis jou getuienis. Vertel vir mense jou storie. Anders is Paasfees beteken niks vir jou nie. Meeste van julle, almal van julle die wat hier sit, gaan hemel toe. As die Here vandag kom, kry ons mekaar daar in 'n oogwink. So wat is die punt van Paasfees dan? Hoekom vier ons dit? Ons is mos nou kinders van die Here. Die bloed is mos op ons voordeure. Wat is die punt van Paasfees? Hy sê, hier's wat moet gebeur, soos die tyd aangaan. Ons, vir julle kinders, mense wil weet, ons vier fees oor wat die Here vir ons gedoen het, ons nog sondaars was. Dis jou getuienis. Hierdie jaarlikse fees sal julle herinner. Dan sê hy, dit sal soos 'n merk op jou hand en 'n herinneringsteken op jou voorkop wees. Dit sal julle help om altyd die Here se bevele in gedagte te hou. Gaan en wees lief vir jou naaste. Dit was tog die Here wat julle met sy groot krag uit julle sonde uitgered het.
Nou hoor wat sê vers 16, Eksodus 13:16. Hierdie fees sal dus soos 'n merk op jou hand en 'n teken op jou voorkop wees. Dit wat jy dink en dit wat jy doen, gaan oor Paasfees en die feit dat ek 'n getuienis het as gevolg van Paasfees. Dit sal julle herinner dat die Here julle met sy groot krag uit sonde bevry het. Eksodus 13:16. Nou, Openbaring 13:16. Want daar's 'n hemel, hier is die hemelvers, maar daar's 'n helvers. Hemel en hel op Paasfees. Wat sê Openbaring 13:16? Die valse profeet, die een wat maak asof hy 'n Christen is. Net die profeet uit Galilea. Daai profeet uit Galilea, ja, daai valse Christus. Die valse profeet het ook iets om te sê. Hoor wat sê hy in Openbaring? Die gees van ons tyd, die gees van godsdiens. Die valse profeet, Openbaring 13:16. Die valse profeet verplig al sy volgelinge. Nou hierdie gaan soos Bybelversies klink, hoor mooi. Klein en groot, ryk en arm, vry en slaaf, man en vrou. Ons is almal gelyk in die Here. Herken julle daai versies? Almal van ons, die profeet is, hierdie valse profeet is all inclusive. Almal van ons. Hy sê, almal, maak nie saak wie jy is nie. Hy het al sy volgelinge verplig om 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorkop te kry. Dit word gedoen sodat niemand, wat het Jesus gedoen toe hy in Jerusalem kom? Hy het al die handelaars en kopers en hierdie goed wat ons in hierdie wêreld doen omver kom gooi en te sê, julle maak van my huis 'n bespotting. Maar hoor wat doen die valse profeet? Hy sê, hy gee vir almal 'n merk op hulle hand en hulle voorkop en hier's wat daai merk van die wêreld vir jou sal doen. Dit word gedoen sodat niemand kan koop of verkoop sonder om die merk van die naam van die monster, die anti-kris en die getal van sy naam te dra nie. Jesus gaan in jou lewe inkom en jou tafels omvergooi. Want as jy hom nie toelaat om dit te doen nie, hoor my mooi, gaan jy jou godsdiens draai na koop en verkoop, sukses, genesing, rykdom, alles wat ons in hierdie lewe wil hê, jou hele gebed en jou godsdiens gaan draai rondom koop en verkoop, rondom hoe ons in hierdie lewe 'n lekkerder lewe kan hê. En tensy jy nie sy merk vat nie, gaan daai goed nie vir jou plaasvind nie. Hy gaan aan te sê, en hy's toegelaat om wonderwerke te doen. Hy's toegelaat om vuur uit die hemel te bring. Hy doen wonderwerke, hy genees en hy gee geld en hy doen dinge en almal is so, hardloop agter hierdie genesing aan. En Jesus kom in jou lewe in en hy gooi daai koop en verkoop omver. Sê, gee weg, wees vrygewig. Het jy 'n siekte in jou liggaam? Vertel vir mense hoe lief jy my het. Maak daai siekte 'n getuienis. Vertel hulle dat hierdie lewe is nie klaar nie en as hierdie siekte jou in die graf sit, wel, raai wat gebeur dan? Vertel vir mense hoe ek jou lewe omver gegooi het. Moenie die merk van die dier vat nie, vat my merk, Paasfees. Kyk wat het in my liggaam aangegaan, sodat daar bevryding kan kom. Wel, hierdie is wat in jou liggaam aangaan. Dra die kruis saam met my. Maar moenie 'n merk vat sodat jy kan koop en verkoop nie. Moenie sukses jaag nie, dan gaan jy Paasfees misverstaan. Want dis Openbaring 13:16. Dis nie Eksodus 13:16 nie. My Jesaja, my tempel sal 'n huis van gebed genoem word vir alle nasies, alle volke, alle tale. My huis is 'n plek van gebed, nie van sukses nie. Is daar sukses vir 'n Christen? Ja, dis nie die punt nie. En so ek eindig af. Jesus sê, my huis is 'n huis van gebed. Bring jou siel na die Here toe, dis waaroor Paasnaweek gaan. En so ek sluit af met ietsie wat plaasvind. En ek wil julle met my hart hoor en ek eindig op 'n bietjie 'n dieper noot, maar ek wil julle moet dit hoor want dit het gebeur. Ek het nie die storie geskryf nie. Jesus ry in Jerusalem in. En toe hy op die heuwel is en hy kyk na Jerusalem, voordat hy nog in Jerusalem inry, voordat hy in hierdie stad inry, kyk hy na die stad op die heuwel van die Olyfberg, waar hy op die einde gaan bid toe hulle hom arresteer. Hy's op hierdie Olyfberg, soos hy het afgaan na Jerusalem toe, en hy kyk na ons, hy kyk na jou huis, hy kyk na jou lewe, hy kyk na dit waarin die lammetjie moet ingaan. En hoor wat sê die Bybel,
doen Jesus. Hy het 'n paar dae vroeër dieselfde gedoen, toe hy sien hoe ons huil oor die dood. By Lazarus se graf. Maar nou huil hy oor die hel. Nou huil Jesus oor die ewige dood. Hy het daar gehuil omdat ons die dood so naag. Hier huil hy oor die hel. En hy kyk na hierdie wêreld en hoor wat sê Lukas gebeur in Jesus se hart, soos hy kyk na die wêreld wat 'n lammetjie nodig het. Lukas 19. Toe hy nader kom aan die stad en hy sien die stad voor hom, het Jesus oor die stad begin huil. Paasfees gaan nie net oor hemel toe gaan nie. Paasfees gaan oor mense wat ons lief het, wat nie 'n lammetjie in hulle lewens het nie. Dis ook waaroor Paasfees gaan. Hy het gesê, as jy op hierdie oomblik, op Paasfeesweek, as jy op hierdie oomblik maar net wou insien watter dinge vir jou ware vrede sou bring, uitroepteken. As jy maar net wil sien hoe maklik dit is om hemel toe te gaan. As jy maar net wil sien hoe eenvoudig dit is om hemel toe te gaan. Hoe maklik ek dit gemaak het. As jy net wil sien wat vir jou lewe vrede sal bring. Maar nou is dit weggesteek vir jou oë. Jesaja 6. Maar nou is dit weggesteek vir jou oë. Daar sal dae oor jou kom, dat jou vyande skanse teen jou sal oprig, jou omsingel, jou van alle kante af beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak, en hulle sal jou kinders uitwis. Hulle sal nie een klip op die ander klip laat bly nie, omdat hy beskryf die hel, totale verwoesting. Gaan lees Jesaja 6. Hy beskryf die verwoesting wat die profeet gesien het, en hy sê, hierdie verwoesting gaan plaasvind, omdat jy die beslissende tyd van God se genadige besoek aan jou verwerp het. Wie weet hoeveel keuses mense gaan kry? Wie weet hoeveel keuses mense gaan kry? Jy sit dalk hier vandag en so, ja, wie weet? Môre gebeur daar iets, vandag sê ek iets, jy raak so kwaad vir my, jy kom nooit weer kerk toe nie. Jy sit nooit weer voete in die kerk toe die dag dat jy doodgaan nie, en jy begin net die lammetjie ook uitjaag. Wie weet wat gebeur dat die vyand hou vas in jou lewe kry, en jy verwerp hom, want ons is net so gewoond om te dink, ja, whatever. Luister, as jy die beslissende genade van die Here, die tyd wanneer hy vir jou sê, dien my, en jy sê, nee, ek's nog jonk, miskien as ek ouer is. Dalk word jy nie ouer nie. Of dalk verander niks in jou lewe nie. En hierdie is so 'n harde manier om die preek te eindig. Maar elke kind sien hoe 'n lammetjie doodgemaak word. Elke kind beleef die dood van sonde. Ons westerse mense beleef dit nie. En daarom wil ek eindig met die slagting van 'n lammetjie. Hoe groot is die verwoesting as jou huis op sand gebou is? En jy gaan dit mis, omdat jy die beslissende tyd van God se genadige besoek aan jou verwerp het. Leefgemeente, enigiemand wat luister, moenie dit verwerp nie. Span jou in om hierdie Paasfees die Here te kom eer, want dis sy Paasfees en dis sy heilige tyd. Moenie sy besoek aan jou siel wegjaag nie. Hy wil vir jou vrede bring. As jy maar net geweet het wat vir jou vrede sal bring. Dis Palmsondag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, jy kom in Jerusalem in met genade in die een hand en woede in die ander. En jy gee vir ons die keuse om die hand te kies. Here, help ons om die vrede te kies, om die genade te kies, om die lam te kies, dat hy sy werk in ons lewens sal doen, hoe ook al dit lyk, hoe ook al dit voel, en wat ook al u kies om met ons te doen, dat ons nie sal verwerp die werk wat u in ons doen nie, maar dat ons sal kleef aan die voete van Jesus. Want dis waar ware vrede, ewige vrede lê, nie tydelike vrede nie.
Want die sonde gaan alles kom verwoes. U gaan elke klip van die ander klip aftrek. U gaan alles kom verwoes. En vir dies wat vaskleef van die lam, u sal verby hulle beweeg. Dankie vir genade onbeskryflik groot, want daar is niks wat ons verdien het nie. Die lam is perfek. Dankie daarvoor, Here.